Goeiemôre, goeiemiddag of goeienaand waar jy en wanneer jy ook al luister en welkom by Straatwys. Een van die lekkerste dinge vir my van dominee wees was om die belydennisklas aan te bied. Nie oor die leerstellings nie, alhoewel ek verskriklik gek is oor die gereformeerde teologie, of het ook nie gegaan oor die regte antwoorde nie, maar dit het juist vir gegaan oor die jong mense se harte met wie jy daar werk. Daardie rou, eerlike tyd van menswees waar jy nog so half tussen kind en groot mens is. Waar jy begin vra, wie is ek, waar pas ek in en wat is God se doel eintlik met my lewe? Ek onthou ook hoe ek altyd aan die einde van die klas gevra het, is daar iets waarvoor ek vir julle kan bid? En dan byna elke liewe week sê iemand iets soos, ag dominee, bid asseblief vir my wiskunde toets hierdie week. En dan was al almal wat dit beaam het, want almal is gestres oor hierdie toets. En dan het hulle altyd so 'n klein bietjie met hulle gespot en gesê, goed, ek sal bid vir die wiskunde toets. Maar wat presies moet ek vir julle bid? Moet ek bid dat die toets nie gaan plaasvind nie? En dan het almal hulle koppe geskit. Moet ek dalk bid dat dit uitgestel moet word? Dat dit dalk maklik moet wees? Of dat dit jou sal uitdaag? Of moet ek bid dat jy die krag en insig en moed sal hê om hard te swat en die werk onder die knie te kry? En dan net daar het almal se moed somme in hulle skoene gesak en iemand sê, ag weet jy dominee, los dit maar net daar. Maar ek het in elk geval gebid vir die wiskunde toets. Nie dat die toets moet weggaan nie, maar vir insig, krag en volharding vir daardie kinders en die vermoë om die uitdaging te kan hanteer van daardie wiskunde toets. Nou klink dit dalk vir jou na 'n eenvoudige of selfs 'n grappige storie. En ek en jy het al hope boeke en preke en kursusse oor gebed gehoor, né? Maar stop vir so 'n oomblik en dink bietjie mooi oor jou eie gebede. Wat is jou motief wanneer jy bid? 'n Paar video's gelede het ek vertel van Hanna in die Bybel wat ons lees in Samuel. Nou sy was kinderloos en in haar kultuur was dit nie net 'n hartseer ding nie, dit was 'n skande. En haar man het ook 'n ander vrou gehad en die het vir hom kinders gegee, al was Elkana vir haar verskriklik lief gewees en haar voorgetrek, kon sy vir hom daai een ding nie gee nie. En daardie pyn was elke dag in haar gesig, want daai kindertjies het reg rondom haar gehardloop. En sy het jaar na jaar na die tempel toe gegaan en gebid vir 'n kind, maar niks het verander nie. En dalk net dalk was haar eerste motief nie met moederliefde nie, maar die behoefte om in te wees, dat die bespotting moet ophou en dat sy weer in aanvaarding en waarde in die samelewing kan leef. Tot daardie een dag, toe sy alleen tempel toe gegaan het, soos ek en jy soms alleen sit met ons pyn en ons vrae en ons teleurstellings, weg van die geraas, weg van die verduidelikings, weg van die mooi woorde wat mooi opgemaak is, En daar, op daardie oomblik, het haar woorde opgeraak daar in die tempel. Sy bid nie meer mooi nie, sy prewel, sy huil en sy stort haar hart uit. En dit was so ongewoon dat Eli gedink het dat sy dronk is. Maar dit was nie dronkenskap nie, dit was totale menslike eerlikheid. Nie teologie nie, nie die korrekte manier van gebedsformules nie, net 'n mens wat gestroop is van alles en voor God gestaan het. En hier wil ek vandag vir 'n oomblik met jou stil staan. Eerstens om te sê, niemand van ons weet ooit 100% presies hoe God werk nie. Dit bly altyd 'n geheimenis. Al wil ons graag God in kassies en blokkies sit, maar God werk nie so nie. Maar die storie van Hanna gee vir ons 'n kykie in hoe God se hart werk. En daarom wil ek vandag nie met jou oor sekerhede praat nie, maar oor miskien. Miskien is die belangrikste vraag voor jy bid, nie wat jy vra nie, maar hoekom jy dit vra. Wat is die motief van jou gebed? Is dit om pyn te vermy? Is dit om aanvaar te word? Is dit om iets of iemand te beïndruk of jouself te bewys of om jou ego te beskerm? Hanna se keerpunt kom nie toe sy die regte woorde kry nie, maar toe sy oorgee. Toe sy nie meer probeer beheer nie. Toe sy nie meer bid om haar beeld te red nie, maar net by God gaan sit. En hoor mooi, dit beteken nie dat God wil jou nie seën nie. Dit beteken nie dat God wil hê dat jy ongelukkig moet bly nie. Glad nie. Want jou verhouding met God kom altyd eerste. Nie jou reputasie nie, nie die samelewing se goedkeuring nie, nie om iemand anders te impress nie. En dalk is dit die bevryding wat ons moet hoor. Jy hoef nie God se beeld te bou nie. Hy is genoeg. En dalk moet jy hoor, jy is ook genoeg.
goed genoeg in jou eerlikheid, daar binne in jou seer, in jou diepste desperate gevoel wat jy binne in jou het. Gebed gaan nie daaroor om God te manipuleer nie, maar om saam met God 'n lewe te bou, 'n lewe van genade, liefde en waarheid. En dalk is dit waar alles in jou lewe begin en waar alles gaan verander. Daardie oomblik wanneer jy eerlik daar by God gaan sit met net 'n preweling en net 'n hart vol eerlikheid. So tot ons weer saam stap, mooi loop.